Goeiedag, jy kyk nou nog 'n goeiemôre good morning in diepte gesprek. Netwerk 24 berig dat sowat 30 bruide se groot dag deur 'n fotograafpaartjie versier is. Dit nadat hulle maande gesukkel het om hulle troufoto's en video's te bekom. Sommiges beweer dat hulle tot nou toe nie hulle foto's en video's ontvang het nie. Daar word verder berig dat sommige van die pasgetroudes selfs dreig om die Hooggeregshof te nader. Sedert die artikel op Netwerk 24 gepubliseer is, het verskeie bruide na vore gekom en beweer dat hulle ook sogenaamde slagoffers is. Die fotograafpaartjie waarna daar verwys word, wat die direkteure van Ever After Studios in Pretoria is, Andrei en Aiden Badenhorst, is vandag in die ateljee om 'n paar vrae te beantwoord. So, goeiemôre, good morning aan albei van julle en dankie dat julle ingestem het om vandag hier te wees. Goeiemôre, baie dankie aan julle vir die geleentheid. Dankie julle. Goed, Aiden en Andrei, ek wil nou eers 'n bietjie stil staan by agtergrond. Vertel ons net 'n bietjie meer van julle en hoe julle besluit het om Ever After Studios te begin. Ja, so ek het gewerk by 'n car dealership op die tyd. Ja. As 'n stock controller, sy het gewerk as 'n admin assistent, ook bietjie verkope gedoen by 'n maatskappy. En ons het gedroom om 'n familie te hê. So ons het geweet om 'n familie te kan ondersteun, gaan ons nie vaste werke kan hê nie. Ons gaan 'n besigheid moet hê wat gebaseer op ons diens kan groei, dat ons vir ons kinders kan sorg. So toe het ek baie geleenthede oordink en ek het gedink, okay, wat moet ek nou doen? Ek het gebid daaroor en ek het gesê, okay, wat moet ek nou doen? En ek het antwoord gekry, doen hierdie. Aiden was nog altyd lief vir foto's neem en dit edit op haar foon en so aan. So die twee het by mekaar gekom en toe koop ek vir haar 'n kamera dat ons die besigheid kan begin. En dit was 'n klein ou kameraatjie en ek het begin met verniet shoots. Ja. Net om dinge na buite te kry. En dit het regtig goed gegaan. Dus dit was al die geld wat ek gehad het op daai stadium. So daar is nie, wanneer jy mens kyk na fotografie agtergrond, dis nie asof daar, jy weet, asof een van julle fotografie gaan studeer het of so enigiets soos dit nie. Dit was maar net daai passie vir foto's neem. Passie vir foto's neem en ja, dis 'n algemene ding wat mense regtig vir dit studeer. Ek dink ja, in die industrie, mense leer soos wat jy gaan en jy begin met verniet shoots, jy kry feedback, jy verbeter, doen verniet, kry feedback, verbeter, jy benader ander fotograwe ook en hulle gee vir jou tips en hulle leer jou en hulle help jou, so ja, dit is ons. Ja, Hoofsaaklik toe, begin met gratis van hierdie fotosessies en julle toe later besluit, jy weet, julle kan nou 'n besigheid daarvan maak, as ek reg verstaan, né? Ja, so ons het eers begin met gratis couple shoots, so dan nooi jy die mense sê maar nou vir 'n woud of 'n parkie shoot, dat jy 'n portefeulje kan opbou, want jy kan nou nie verwag dat mense jy moet boek sonder dat hulle weet jy kan foto's neem nie. So dit ons dit op, en toe het ons ge-associate shoot vir iemand by troues, sodat ons ook die ondervinding vir troues kan kry, voordat ons nou self onderneem om die troues te doen. So dit is hoe ons half in die trouindustrie ingekom het. En soos wat Aiden genoem het, is so algemeen dat die mense nou nie gaan studeer het vir fotografie nie. En die eerlike waarheid oor dit is die objektiewe kwaliteit van die foto's en die werkmanskap van om foto's te neem self is baie maklik om te leer. So net die kuns is dit wat regtig jou uiteenset van die ander mense. So dis baie maklik om te leer. Goed, so ek gaan nou hier en daar 'n bietjie lees, want ons haal nou verskeie berigte aan, maar Aiden, volgens die Netwerk 24 berig, het talle bruide aan rapport verduidelik dat hulle, nadat hulle Ever After Studios se fotograwe genader het, jy weet dat daar gereël is dat daar 'n video-oproep gaan plaasvind en dat jou vriendelikheid hulle gerus gestel het en dat hulle daarom besluit het om julle aan te stel, maar dat die kommunikasie vinnig daarna 'n dooie punt bereik het nadat hulle 'n deposito betaal het. Waarom dink jy sê hulle so? As ek dink aan die kommunikasie gedeelte, ek dink mense kan altyd verbeter in alles wat jy doen. So niemand doen regtig enigiets perfek en almal is 100% tevrede om. En ek dink ons doen 'n video oproep met hulle en hulle doen die booking fee en hy's also geboek. So direk na die booking fee betaal is, add ons hulle tot 'n WhatsApp groep waar ons admin assistant is en waar my man is
en hulle add dan ook hulle verloofde. En direk na die tyd stuur ek 'n boodskap en ek verduidelik vir hulle soos hierdie is wat nou gaan gebeur, as enigiets dringend is, bel my. Hierdie is hoe lank ons gewoonlik vat om te antwoord. Ons is solely focused op editing. Jy weet, want ons moet al die goedjies uitkry en dan wat ons beweer is, waar moet ons praat tot en met die troudag? So ons kommunikasie is hoofsaaklik om seker te maak dat ons dienste kan vervul op die troudag. Jy het ons antwoord so vinnig wat ons kan, ons antwoord oproepe wanneer hulle deurkom, wanneer ons kan, in my opinie, jy het ons doen oproepe weer 3-4 weke voor hulle troudag, soms maande voor die troudag, om te protter tydlyne, hoe kan ons jou help? Hierdie is hoe lank hierdie vat. Ons sal hierdie advies gee rondom hierdie, ons sal hierdie vir jou, soos ons verduidelik vir hulle, hoe dit sal loop op die troudag, en ons gee vir hulle tips, soos ons sou nie dit doen as ons julle was nie, maar dit is julle troudag, julle kan besluit. En dit is waar ons kommunikasie gaan, om seker te maak dat ons dienste kan vervul op die troudag, en ons sou baie graag wou, in diepte gesels oor jou trourok en baie graag in diepte wou gesels oor jou ouers en regtig daai verhouding bou, maar einde van die dag het ons het 'n verantwoordelikheid, jy weet, om te edit en seker te maak die troudag verloop goed. So ons kan ure en ure gesels met bruide oor hulle rok en oor hierdie en oor daai. Maar ons het 'n groter verantwoordelikheid om goeie dienste te lewer op die troudag as wat dit 'n noodsaaklike verhouding bou. So hoe gereeld sal jy sê vind daai kommunikasie tussen julle en 'n bruid byvoorbeeld plaas? So oor die 250 troues wat ons nou al gedoen het, party maande boek, party bruide boek 6 maande vooruit, ander boek 3 maande vooruit, sommige is soos 12 maande vooruit. Ja. So intussen daai tyd verander baie goeters en dan sal ons daaroor praat. Maar as daar nie regtig iets is om oor te praat nie, dan sal sommer 3 maande verbygaan, dan wil hulle iets weet. Of party bruide sien dalk iets kommerwekkend op social media, dan is hulle angstig, dan overcommunicate hulle. En dan moet ons basically dan net hulle die hele tyd reassure sê oor die Waarna verwys jy as jy sê hulle sien dalk iets op sosiale media wat hulle so bietjie kriebelrig maak? So, ons sal nou soos meer oor diepte oor wat in die berig is praat, maar daar is al van die middel van 2025 soos 'n movement of kan ek sê om ons naam te skend, want my mening daaroor is, ja, daar is redelike klagtes, maar die waaroor ons naam geskend word is onredelike klagtes. So dis waarvan daai dan vandaan kom, want daar's menigte Facebook posts wat gemaak is, wat dan ook vinnig afgehaal is as gevolg van die nameskenning. Die admins haal dit af, maar mense screenshot dit en dan kontak hulle ons bruide direk om hulle te oortuig om te kanselleer of om die dinge moeilik vir ons te maak. So dan is die bruid nou paniekerig en dan overcommunicate hulle, alles is uit proporsie uit en dan dit veroorsaak 'n groot las op die kommunikasies wat ons infrastruktuur nie voorgebou was nie. Soos Aiden genoem het, ons onderneem om te kommunikeer van so 'n aard dat jou troudag 'n sukses is. Ons kan nie noodwendig emotional support wees nie, al sal ons wou, maar ons kan nie oor 250 troues daai verantwoordelikheid soos dit opvat nie. Ons wil hoofsaaklik die prioriteit nakom van jou troudag. Ja, en as ek op dit kan bysit, so wanneer hierdie gebeur, hulle sal nie net, dis nie net hulle wat ons kontak nie. Hulle stuur dan ons nommer vir hulle ma, hulle pa, hulle sussie, hulle oom, hulle tannie, hulle ouma, hulle oupa en al daai mense boodskap ons ook. So dan word dit 'n ding dat jy van een kliënt gaan na hulle hele familie moet antwoord. En dit raak baie erg, want ons het opgesaai om met jou te praat. En dan word ons aangekla van swak kommunikasie, omdat ons nie ma, pa, boetie, sussie, ouma, oupa antwoord nie. So dit is 'n baie groot, sal ek sê, soos, is baie vaag eintlik om te sê ons kommunikasie is swak. Maar tot dusver nog nie een trou het geflop as gevolg van enigiets wat ons gedoen het nie. Ek is bly jy verwys daarna, want sommige bruide beweer dat hulle daarna eers 'n week of selfs 'n dag vir hulle troue weer van julle gehoor het. Wat is julle mening daaroor? Na hierdie sogenaamde video oproep. Ja, soos Aiden genoem het, die aantuigings van sulke goeders is baie vaag en dis gewoonlik anoniem.
Ja. En dit is die grootste probleem daarvan is die aantuigings op Facebook. Ek weet nie of julle al gesien het nie, maar mense kan 'n anoniem post op 'n Facebook groep en aantuigings maak. So die grootste probleem van dit is hulle kan ons anoniem aantuig, maar as ons nie weet wat die bruid se naam is nie, dan kan ons nie direkte bewyse gee om die aantuigings te weerlê nie. So selfs die berig sal dan sê, ja, hulle het eers 'n week voor die troudag van ons af gehoor, maar sonder om te weet wie dit is, kan ons dit nie weerlê nie. Die belangrikste vir ons is dat ongeag wanneer kommunikasie plaasgevind het, jou troudag was 'n sukses. So dan om na die tyd te kom en aan te kla dat kommunikasie swak was, is eintlik baie misleidend. So is daar enigstens positiewe kommentaar oor mense se ervarings? Ja. Ons het tonne, maar soos wat ander nou genoem het oor hierdie beweging, ons het so baie goeie reviews gehad, 5-ster reviews op Hallo Pieter, waar ook al post op Facebook, en hierdie mense het toe ons goeie reviews gaan rapporteer, dat Hallo Pieter dit afgehaal het, en ons is nou nog in 'n geveg met Hallo Pieter om dit terug te sit. Ons het affidavit submit, ons het die bruide teruggekom na Hallo Pieter toe en gesê hierdie is waar, hierdie was ek was nie oorreed of enigiets, ek het uit vrye wil uit gepost, en as hulle op Facebook groepe post, nee, ons het nie dieselfde ervaring nie, ons stem nie saam met hierdie nie, word hulle aangeval. En ons het nou die dag 'n goeie review op ons Facebook gehad, en daai bruid was toe persoonlik gekontak deur een van hierdie ander bruide en gesê, haal hierdie af, dis nie waar nie, hulle is nie soos dit nie, en sy was soos nee, sy kan nie met hierdie deel nie, sy gaan dit net afval, so sy kan nie 2 bruide, 3 bruide hê wat haar boodskap en antagonize soos dit nie. Goed, so kom ons gesels vir 'n oomblik oor die troudag, want daar is verskeie bruide wat beweer dat hulle verras was met die fotograaf wat dan daar opdaag, want dit was nie een van julle twee gewees nie. Ja, so ons sosiale media is ons hoofplek waar ons adverteer. Ja. En daar is geen plek waar ons gesigte verskyn of daar genoem word dat ons spesifiek die dienste gaan lewer nie. Die portefeulje self ook is 'n mengsel van troues wat ons afgeneem het en ons spanne afgeneem het en dan ons redigeer het sodat dit die styl pas wat ons adverteer. Die kontrakte wat ons uitgee self is direk aan Ever After Studios, daar word geen individuele genoem spesifiek wat afgaan neem nie. So ons verantwoordelikheid alleen is om daai troudag 'n sukses te maak, seker te maak daar's gekwalifiseerde spanne om jou te diens daai dag. In die call wat jy genoem het, wat ons het met die bruide, die video call, dan noem ons aan hulle, hoorie, ons neem af, ons het ook spanne reg oor die land, dis nou gewoonlik in die Kaap of in Pretoria en Durban waar ons hoofsaaklik afneem. Ons sê vir hulle, hoorie, hierdie is die setup van die besigheid, ons sal julle laat weet, jy weet, die relevante inligting rondom dit, en tot vandag toe nog oor die 250 troues wat ons gedoen het almal was 'n sukses. Almal het opgedaag, almal het die volle ure geshoot, waar daar enige iets ooit gemis word, sal ons aftrek van die finale bedrag of ons sal op een of ander manier regmaak daarmee. En ek dink as ek kan add op dit ook, dis belangrik om te noem dat hierdie gebeur voordat hulle betaal. So ons sal nie hulle surprise na die tyd en sê, o ja, net sodat julle weet, ons het spanne. Ja. So elke keer voordat iemand 'n booking fee betaal, sal ek 'n oproep hê met hulle en deeglik met hulle praat oor hierdie is die setup, hierdie is wat gebeur, hierdie is wat volgende gebeur. Ons is baie transparant daaroor. En al wat ons soek is mense moet ons net vra. Ons ja, daar word aantuigings gemaak, beledigings gemaak, maar niemand vra ons nie. So ons is so dankbaar vir hierdie opportunity. Maar vra wat? Wat moet hulle vra? Spesifiek oor hierdie was gesê wat is julle kant? Hierdie was gesê wat beteken hierdie? Andrei sal ook nou in diepte ingaan oor hoe ons soveel screenshots en goed moet deel met mense om te bewys dat hierdie mense heeltemal misleidend is. En onwaar goeders versprei oor ons. En ons post hierdie screenshots en dit word delete en ons word van groepe afgeblok om onsself te verdedig soos dit. So dan gebeur al hierdie en ons weet nie daarvan tot en met 'n bruid sê hoor hierdie gaan aan, wat gebeur. Dis ja, is maar 'n rowwe. En wat ons definitief voor verantwoordelikheid kan vat is, ja,
as gevolg van verskeie faktore, soos in die een berig bevestig mediese omstandighede en al daai goed, raak goed partykeer agter of laat. Ons vat verantwoordelikheid, ons vang dit op, ons maak reg wat daar moet reggemaak word en dan is alles weer op datum. Maar waar die probleem inkom is wanneer, sê maar nou, die bruidse goeder soos 2 maande laat gewees. Dan tuig hulle aan dat hulle of 8 maande moes wag vir 'n ding, of hulle tuig aan dat hulle nou nog nie gekry het wat hulle voorbetaal het nie. Daar is 'n dame, 'n bruid van ons, wat Maart, verlede jaar getrou het. Sy het haar foto's In 15 in 15 dae gekry. Sy het haar foto's in 15 dae gekry. Sy is op TikTok besig om te sê, sy wag nou nog vir haar foto's. Sy het haar video 3 maande na haar troudag gekry. Sy sê sy wag nou nog vir wat sy betaal het. En ek was soos, wat? En hulle het 'n verniet engagement shoot ook ontvang van Binne ons 5 af. dae. En elke keer na ons dit vir hulle gestuur het, het hulle soos gesê, wow, dis vir hulle mooi, Baie dankie. baie dankie. So, dis tot sulke mate oneerlik wat oor ons gesê word en ons is 100% okay daarmee as jy goed 2 maande laat was, skryf 'n review en sê ja, dit was 2 maande laat. Maar noem dan ook dat jy 'n verniet engagement shoot gekry het of noem dan dat ons opgedaag het op die troudag om net die aantuigings te maak oor alles wat verkeerd gegaan het, maar nie om te noem al die goeie goed van ons diens nie, is dan doelbewus misleid. Ek dink wanneer 'n mens kyk na die terugvoer van die bruide, is dit vir my duidelik. En jy weet, ek is so ver agter, dit lyk of ek voor is, maar ek meen, ek het 'n hele paar vriendinne wat nou al getrou het en sommige van hulle staan op trou. Maar dit is daai verhouding met die fotograaf is vir hulle baie belangrik en ek dink dit is waaroor die sogenaamde boei dan nou ook gaan, want ek dink hulle voel hulle kommunikeer met julle en dan daag daar iemand anders op. Daar is ook 'n bruid wat met Rapport gesels het en gesê dat sy 'n vroue fotograaf versoek het en toe het dit nie so gebeur nie. So ek wil graag ook weet wat julle kommentaar daaroor is. So ek kan dan daaroor praat. So as ek die bruid in my kop het en ek weet presies wie dit is. Ja. So ek dink sy het getrou 3 weke nadat ek ons eerste bobbetjie gehad het. En 3 weke voor die tyd het ek al gebel en ek het vir gesê ek het nou net my bobbe gekry. Hierdie was my datum, maar my bobbe het nou gekom. So ons stuur vir julle 'n span. Hierdie is hulle name. Ek add hulle tot ons groepie. Ek het toe die 2 mans op hulle groep ge-add. Ja. Sy was heel happy geweest. Sy sê nee, dit is 100%. Dankie dat jy my laat weet. Ons waardeer hierdie kommunikasie. En sy het self op die groep met hulle gepraat met hierdie 2 mans. En sy het toe later vir ons 'n review by hulle Pieter geskryf dat sy glad nie eens geweet het 'n span kom nie. En ons het dit geveg met hulle Pieter. Dis nou nog daarop. Maar in elk geval en sy het toe gesê op hulle Pieter, nee, sy het nie geweet 'n span kom nie, sy het ons verwag, maar ons het back at ons 3 weke terug gepraat hieroor en hulle is toe daai week op hulle groep ge-add om met hulle te kommunikeer. En nou het sy Rapport gesê nee, sy het 3 weke geweet dat hierdie mans kom. Maar dis 2 teenstrydige soos goed wat sy gesê het. Raak op hulle Pieter en dan vir Rapport sê sy hierdie ding. Ja, so dis wat ek op dit kan sê en ek dink ook as jy spesifieke vroue fotograaf soek, ons meet daai expectation. En ek bel jou voor die tyd soos met haar. Soos ek het al voor die tyd gebel en gesê hierdie is die 2 mense wie kom. Sy sê dis 100%. Sy praat met hulle op die groep en nou 'n jaar later is dit nou 'n probleem. So dis iets wat ons nie kan verstaan nie. Ja. Net vir 'n oomblik, ek wil vir 'n oomblik stil staan by Rapport want ons het nou verwys, ons haal die hele tyd vir Rapport aan. Ja. Rapport beweer dat julle nooit op hulle vrae gereageer het nie. Nou, my span sê vir my dat julle baie gewillig was om vandag te kom gesels. So ek wil weet wat is die storie? Is Gaan hierdie een vir Andre gee. Op Rapport se vrae spesifiek. Ja. Ja. Okay. So Dinsdag verlede week het 'n verslaggewer van Rapport/Netwerk24 na ons toe uitgereik Ja. oor WhatsApp. En ek het toe Woensdag daai Dinsdag het ek 'n call met haar gehad om al haar vrae te beantwoord wat sy oor WhatsApp gestuur het. Ek het toe Woensdag ook op WhatsApp op skrif
die antwoorde gegee, dat sy beide die oproep het en sy het die antwoorde wat ek gegee het op WhatsApp. Sy sê toe dankie en van daar af het ons nie weer van haar af gehoor nie. Haar naam is op die berig, haar naam is Carla van der Merwe. Goed. Ja, sy was baie aangenaam om mee te praat, ek moet sê, sy het baie redelik, ook meer redelik sal ek sê, berig, as wat die tweede verslaggewer het, en hy het my gekontak donderdag. Hy het donderdag ons gekontak, ook gebel, ons het die oproep geantwoord, hy het gesê, hoorie, hy is van rapport af, is ons bereid om sy vrae te beantwoord. Ek het vir hom gesê, ek is meer as bereid om die vrae te beantwoord. Ek het eintlik vir hom gesê, ek is baie, baie bly jy het gebel, want al hierdie nameskending vind plaas en goed, en ek is so bly dat iemand uiteindelik deeglike ondersoek kan doen om die waarheid bekend te stel vir mense. Ek het hulle gevra, al wat ek julle vra, is dat julle albei kante oorweeg, voordat julle 'n berig publiseer. Hy het vir my gesê, nee, dis 100%, as jy oop kaarte speel, dan gaan ek oop kaarte speel. Ek sê vir hom, okay, wil jy ek moet oor WhatsApp antwoord, wil jy ek moet oor e-mail antwoord, sê hy nie, hy sal my e-mail. Toe het hy die volgende dag my eers ge-e-mail, met so 'n lang lys vrae, ek sê vir hom toe, okay, ek vat graag die tyd om deeglik te antwoord. Maar hy het dit Vrydag gestuur, daai lang lys, en vir my gesê, ek moet 10 uur die volgende dag dit ingee. Ek sit alles op sy, ek werk kliphard om daai verslag te skryf, want daar's baie detail om in te sit, ek het statistieke ingesit, ek het direkte beantwoording op die vrae gesit, ek het selfs beweringe geantwoord wat hy nie direk aan my gesê het nie, maar ek weet mense aantuig, sodat hy nog meer inligting het. So ek het die hele verslag opgestel, 8 uur Saterdagoggend, dis nou voor die 10 uur deadline, het ek hom gebel, en ek het vir hom gesê, hoorie, sy naam is Roan Friedrichs, hy is op die rapport berig. Ek het vir hom gesê, hey Roan, ek wil net laat weet, ek is nog besig met die verslag, ek gaan 10-1 nie teen 10 uur kan klaar wees nie, ek is besig om die statistieke op te stel, want dit is 250 troue se goed wat ek moet opstel, met ander woorde, dit sluit in op hoeveel troues was daar op die gegewe dae gewees, wat is die invoices wat ons vir fotograwe moet betaal, hoeveel het ons hulle al betaal oor ons geskiedenis, hoeveel troues ons self gaan shoot het, hoeveel het ons spanne gaan shoot, klomp statistieke wat tot weerlegging van die beweringe wat gemaak is. Dit het ek toe voor 12 gestuur Saterdag, want ek het hom beloof ek gaan dit nog daai dag stuur. En hy het gesê nee, dis reg. Toe word ons Sondagoggend wakker met hierdie berig wat oor ons geskryf is. Ek wil vandag bynoem, die berig was oorspronklik gepubliseer as 60 bruide is kwaad vir ons en so. Slegs ure later was dit verander na 30 bruide toe. En dit in self gee die algemene betroubaarheid van die berig. Maar ons kan ook spesifieke goeders bespreek. Goed, so met ander woorde, want ek wil hê ons moet dit dan nou prontuit sê, is julle dan met ander woorde van mening dat rapport nie reg berig het wanneer hulle sê dat julle nie kommentaar wou lewer nie? 100%. Ongelooflik oneerlik, so ja, ons beweer, of ons mening is 100% dat hulle 'n professionele versuim aangegaan het deur nie deeglike ondersoek te doen nie. Hulle het ons nie kans gegee om ons kant te gee nie. En kyk, Carla het ook vir ons gesê sy is van rapport/netwerk 24 af. So hulle het al die inligting van Woensdag af gehad. Ja. En toe ek die adjunk redakteur van rapport e-mail, toe sê hy vir my nee, hulle het nie my verslag vroeg genoeg ontvang nie. Hulle het publikasietydlyne. Wat die waarheid is. Wat die waarheid is, maar dan stel ek die vraag aan hom, dat is julle verantwoordelikheid om by julle tydlyne te hou, as 'n nuusorganisasie, of is julle prioriteit meer by akkurate berigte, die waarheid en die welsyn van die mense waaroor julle berig? Ja. En hulle kon my ook nie antwoord op dit nie. Ek het tot vandag toe nie, ek het hom Sondag al ge-e-mail, hy het gesê hulle is gretig om my kant van die storie te publiseer, rapport het nou nog nie my kant van die storie gepubliseer nie. So die wyse waarop hulle aangegaan het was oneerlik, nommer 1. Ek het ook aan hulle gevra,
julle meen ek het genoeg tyd gehad om die weerleggings te maak, is ek soveel tyd gegee en geleentheid gegee soos wat die aantuigers gegee is. Hulle het my ook nie op dit geantwoord nie. So ons meen dat dit op 'n onetiese manier gedoen is. Ons was meer as bereid om in goeie trou die weerleggings te gee vir die aantuigings, maar tydlyne was vir hulle meer belangrik geweest. So as hulle jou nou kontak, sal jy bereidwillig wees om wel met hulle te gesels. Soos ek noem, ek het hulle reeds gekontak. Ek het die adjunkredakteur reeds gekontak. Ek wag al vir hoeveel dae vir 'n antwoord van Sondag af. Sedert ek hom ge-email het Carla toe ook al berig gepubliseer of die netwerk hier het gepubliseer, maar haar vraestel was eerste beantwoord. So hoekom die een wie beantwoord was eerste gepubliseer is dan nog 'n vraag wat ek sal stel aan hulle. Goed, nou dit is nou wel 'n saak tussen julle en hulle. Maar ek wil ook uitkom by die subkontrakteur fotograwe. Jy weet in die span want soos wat jy verduidelik het, wil dit vir my voorkom asof daar 'n netwerk is, nê? So sommige van die subkontrakteur fotograwe wat deel is van julle span of netwerk, beweer dat hulle ook nog nie betaal is nie. So dis nou nie net die bruide nie, maar is nou die fotograwe, die subkontrakteur fotograwe ook. Ja, so in die natuur van besigheid, daar word werk gedoen, invoices uitgestuur en dan moet die invoices betaal word. En daar's werk wat loop deur die hele jaar. So dit is baie skaars dat al die fotograwe gelyk afbetaal is en dit is skaars dat al die fotograwe gelyk dan geld geskuld word. So hierdie fotograaf is vol betaal, hierdie fotograaf moet nou betaal word. So ja, daar is fotograwe wat invoices gestuur het. Die invoices, ek dink wat uitstaande is, loop omtrent so R100,000 tussen 18 fotograwe, so dis 1,000 hier, 2,000 daar. Daar's 5 fotograwe wat ons regtig baie gebruik, met wie ons 'n vertroue verhouding baie sterk gebou het. Hulle het dan meer invoices wat uitstaande is, maar een van die beweringe wat gemaak word as gevolg daarvan, dit is nie so seer oor dat die fotograwe nog nie betaal is nie. Dit is dat footage weerhou word van ons af as gevolg van die betaling. En dit is net eenvoudig nie waar nie. So jy sê dis nie waar nie. Ja, en goed, ek wil ook noem net oor die, so 100 is nou uitstaande tussen daai 18 fotograwe en die betalingsgeskiedenis vanaf ons na hulle toe, net daai 18 fotograwe spesifiek, loop omtrent al R800,000. So R800,000 oor die geskiedenis was al aan hierdie fotograwe betaal. Ons het lopende verhoudings met hulle, die invoices wat nou uitstaande is, en 100% gaan ons dit betaal, soos wat ons nog altyd betaal het. Ja. Maar kan julle verstaan dat mense onseker is of 'n bietjie angstig raak na aandering van die feit dat dit bruide en fotograwe is wat, jy weet, dinge kwytraak en vra het en jy weet, nie antwoorde daarvoor het nie. Ek dink ek kan definitief die angs verstaan, maar wat ek dink as ek kan net kan add op dit, soos ek kan die angs verstaan, maar ek kan nie die reaksie verstaan nie. So die angs is verstaan ek almal het angs. Ek dink as ek ook so iets gelees het, sal ek ook dadelik angstig gevoel het, maar die reaksie daarop is heeltemal uit proporsie uitgeblaas. Ons het nou 'n fotograaf wat ons gekontak het en sy's ook lekker in die comments besig om ons te verdedig. Baie dankie aan haar, sy weet wie sy is. En sy sê sy ken elkeen van hierdie fotograwe wat so comments los vir ons. Sy ken hulle dirty laundry en sy ken hulle persoonlik ook en sy weet hulle het al baie meer foute gemaak, baie erger dinge aangegaan en hulle gaan aan asof hulle baie righteous is en hulle is glad nie verkeerd in enige saak nie. So sy het ons persoonlik ook laat weet daarvan en toe sê sy, as ons wil kan sy hulle dirty laundry air. Dis ek voel nee, dis regtig okay. Ons gaan nou nie doen aan ander wat aan ons gedoen word nie.
die reaksie is nou nie net meer reviews nie. Ons kinders, ons huis, soos ons word persoonlik gedreig nou. Ons het net nou die aand op my persoonlike nommer het 'n vrou my gekontak en vir my gesê ek weet waar jy bly, ek weet julle het 2 kinders, ons kom vir julle. So heeltemal uit proporsie uitgeblaas want hierdie gaan nie nou net meer oor besigheid nie. Soos hierdie is nou persoonlik en ons vat dit baie ernstig op Ja. dat ons kinders nou gedreig word. So dis die aanduiding van die kwaadaardigheid van wat besig is om te gebeur. Want van die middel van verlede jaar af, hulle begin deur naam te skend in hulle eie naam, dan kan mens bewyse gee. Ja. So dan word die posts remove. Dan begin hulle anoniem post, want hulle kry niks in hulle eie naam reg nie, want ons het die waarheid by ons. Selfs wanneer hulle anoniem post, word die post remove. Want dit is so, ja, Kan ek net add op, dit is nie ons wat dit remove nie. Ons het nie Ja. spesiale verhoudings met die mense wat dit remove nie. Ons weet eers wie dit remove nie. ja, So ek kan net dit daar buite sit. Dis glad nie ons wat jy weet, ons remove dit, ons delete dit nie. Soos dis admins van groepe wat dit remove. Dit is nie ons. Is dit verwys julle na julle sosiale media platforms of Ons verwys na Ja. trougroepe ook. trougroepe? Dis op WhatsApp, die op Facebook op groepe. Facebook. Ja, Facebook groepe, soos waarop bruidjies is wat nog gaan trou, hulle soek daar op verskaffers en venues en almal is daarso op. So hoofsaaklik vind die nameskending plaas op sulke groepe. 'n Bruid sal byvoorbeeld dan kwaad wees, wat deel is van hierdie mense wat kwaadaardig is, dan post hulle op 20 verskillende sulke groepe. Binne 2 ure word, sê my nou 17 van hulle verwyder en dan bly 3 vir 'n week op en dan is hulle ook verwyder. Maar dan is die screenshots geneem, die bruide wie nie angstig was nie is nou klaar angstig gemaak. So hulle het hulle doelwit dan bereik om kunsmatig mense se aansien van ons te versier. En boop dit, Ja. boop dit, ek gaan nou nie name noem nie, dis nie iets wat ek geniet om te doen nie, maar ons weet van 'n paar bruide wie ons bruide persoonlik gekontak het. So ek het altyd engagement, ons doen gereeld, ek dink meer as halfte van ons engagement shoots doen ons verniet vir ons bruide. As 'n geskenk aan hulle net om hulle te ontmoet voor die tyd of net experience vir hulle te gee. En ek sou dan hulle foto's gepost het op ons sosiale media en hulle tag en vir hulle sê baie dankie, ons het dit so geniet. Kyk hoe mooi is julle foto's. En hierdie bruide sou dan van daai engagement shoot af en dan van hulle tag af ons bruid kontak en 'n hele storie spin en hierdie bruid teen ons draai. Dan sit nog eene. En dan sal hulle aan een doen, dan sit nog een, dan sit nog een, dan sit nog een, dan sit nog een. Dan sit mense wat ons nog niks aan gedoen het nie. Ek sê nog. Wat ons niks aan gedoen het nie. Ons het 'n skoon verhouding met hulle en dit word heeltemal versier in met iets buite ons beheer. So ietsie baie klein het nou baie groot geraak. Baie vinnig uit proporsie uitgeblaas oor goed wat ons nie eens gedoen het nie. So Ja, ek dink dit is baie moeilik, veral wanneer daar kostes betrokke is, want ek Baie meen, kostes, troues is duur en ek dink soms wanneer dit kom by die fotografie ook daarvan, dit is maar net oor die algemeen 'n duur storie en 'n mens kan verstaan dat mense ja. skrikkerig is en dis meer. Courtney Whitfield, dit is iemand by wie ek ook gaan stil staan. Dit gebeur soms met enige fotograaf dat bruide miskien nie noodwendig, jy weet, tevrede is met die redigering van fotos en video's nie. So Courtney Whitfield en verskeie ander bruide het weer eens aan rapport genoem dat hulle nie gelukkig was nie en dat hulle aan julle die terugvoer gegee het in hierdie verband, maar dat daar dadels van gekom het. So, ons is onder andere baie bly dat rapport vir Courtney Whitfield gebruik het spesifiek as ons kan dit 'n poster child noem vir hulle berig, want sy self het haar foto's 47 dae na troue gekry. 'n Maand later het hulle ons laat weet hoe tevrede hulle was. Met dit, ons het 'n screenshot, die WhatsApp, wat ek ook aan die redakteur gestuur het, om vir hom te sê, hoorie, Wanneer het jy dit aan hom gestuur nadat dit geplaas is? So. nadat dit geplaas is. Goed. Ja, ek het eintlik in my verslag voordat dit geplaas is, Courtney Whitfield as een van die onderwerpe gestel in my verslag. So as hulle my verslag gelees het voordat hulle gepubliseer het, sou hulle geweet het om nie die fout te begaan om
onwaar inligting in die berigte sit nie. Want sy beweer dat dit 'n gemors was, haar foto's, maar sy het dan vir ons laat weet, sy is tevrede met die foto's. En dit is op 12 Julie gewees, so dis meer as 'n jaar terug, wat sy ons laat weet het, hulle love die foto's, soos per die screenshot wat ons het, en nou skielik in die koerant, is sy ontevrede. So dit is die mate tot wat die oneerlikheid plaasvind. En as ek ook op dit kan add, sy's nie ontevrede in die sin van die foto's is lelik nie. Sy compare die foto aan 'n iPhone foto. So sy vat ons kamera geredigeerde foto en sy compare dit aan 'n foto wat op 'n selfoon geneem is. En nou is sy ongelukkig want dit lyk nie dieselfde nie. Oor die gehalte? Is dit waaroor dit gaan? Dit gaan oor hoe dit lyk. Ja. So die burger het ook 'n sosiale media post gemaak wat spesifiek daai aspek van die aantuiging soos weerspieël, dat die iPhone foto wat nie geredigeer is nie, anders lyk as die kamera foto wat geredigeer is. Nou, dit is logies van selfsprekend dat dit so sal wees. So die comments op daai sosiale media post regtelik sê is hierdie nuuswaardig. Soos moet fotograwe nou in die koerant wees omdat hulle foto's met kameras neem en edit en dit anders lyk as iPhone foto's wat nie geëdit is nie. In hierdie geval gaan dit egter spesifiek oor die kleur van die strooimeisie se rokke ook, weet ek waaroor sy onder meer ontevrede is. Dit gaan spesifiek oor die kleur, maar soos ons gesê het, sy was tevrede meer as 'n jaar terug gewees. En eers toe hulle ons begin dreig, toe is sy skielik ontevrede, en nou in die koerant maak sy 'n teenoorgestelde stelling wat sy aan ons gemaak het, meer as 'n jaar terug. So ja, sy sê nou dat sy ontevrede is met die kleur, maar 'n jaar terug is dit 'n ander storie gewees. En jy het al hierdie skermgrepe gestuur. Ongelukkig wel nadat dit geplaas was. Ja. Goed, nou Andreus, soos wat ons verstaan, is daar ook nou 'n WhatsApp groepie waarop omtrent so 60 mense hulle ervaring deel en rapport beweer ook dat hulle 'n stemboodskap het waarin jy aan 'n kliënt 'n deel van hulle deposito in ruil vir skermgrepe van wie op hierdie groepie is aanbied. Is dit waar dat jy so 'n stemboodskap gestuur het? Dit is 100% waar dat ek so 'n stemnota gestuur het. Ja. So ons kontrakte het 'n booking fee en dan 'n bedrag wat 30 dae na die troue aan ons verskuld is. Ons ooreenkoms in die kontrak, en dit is voorbetaling ontvang is dat in die geval van kansellasie is die booking fee nie terugbetaalbaar nie. So dit is ook 'n industrie standaard ding wat gebeur, soos met 'n venue ook. As die deposito betaal is en jy kanselleer jou datum, dan dit is nie terugbetaalbaar nie. Dit is baie uitdruklik, baie transparant en baie plain Engels gestel op die kontrak, so daar is geen misleiding daarso nie. Hulle kry die kontrak voor hulle betaal, so hulle lees hom, die bank details is ook op die kontrak, so hulle moet die kontrak lees voor hulle betaal. Toe het hierdie bruid aan wie ek die stemnota gestuur het, hulle het gekanselleer weens, soos Aiden sê, mense van hierdie groep het hulle gekontak en hulle aangehits om by ons te kanselleer. Nou, hierdie bruid self het 'n verniet engagement shoot ontvang van ons af. In die Kaap, op Aiden se verjaarsdag op die strand. In die koue. In die koue. 3 weke ons het al reeds dienslewering vir hierdie mense gegee. Toe het hierdie groep, soos wat Aiden noem, hulle bou die haat teen ons op deur mense aan te hits om by ons te kanselleer, en ons verantwoordelikheid in die kontrak is dat ons die foto's moet neem en ons moet die deliverables aan hulle gee. Ja. Die kliënt het ook verantwoordelikhede in die kontrak. So, as hulle kanselleer, dan het hulle verantwoordelikhede, ons moet opdaag en ons moet die goeders afneem. So, ons verwag, net soos wat ons verwag word om ons verantwoordelikhede na te kom, verwag ons ook van die kliënte om hulle verantwoordelikheid na te kom. Nou, in hierdie geval,
was hulle nog goedgesind teenoor ons gewees. Hulle het nie gekanselleer met enige dreigemente of enige iets soos dit nie. Hulle het ons mooi gevra soos hoorie, wat kon ons doen? So sê ek vir hulle hoorie, die kontrak is duidelik oor die kansellasie, maar julle het nou aan ons openbaar van hierdie groep. Ek sal uit my pad uitgaan en julle vryspreek van julle kontraktuele verantwoordelikheid in ruil dat julle ons help om die mense wie ons naams ken en wie ons kliënte aanhits om by ons te kanselleer en skade aan ons veroorsaak. As julle ons help om hulle verantwoordelik te hou vir wat hulle doen. Want soos ek sê, hulle doen dit anoniem, hulle doen dit op WhatsApp groepe waar ons onsself nie kan verdedig nie, want daar is dan nie verantwoordbaarheid daarsom nie. So dit is spesifiek met die doel om verantwoordbaarheid te vermy. Daarom het ek vir hulle gesê, hoorie, ek sal uit my pad uitgaan, ek sal hierdie vir julle doen, as julle dan ook vir ons die guns sal doen, om ons te help om hierdie mense verantwoordbaar te hou vir wat hulle sê. Want as hulle in hulle eie naam sou sê wat hulle sê, dan kan ons baie vinnig weerleggings gee vir wat hulle sê. Maar dink jy nie dis 'n oneerlike manier om daai inligting te bekom nie? Soos ek sê, wat die mense op die groep doen is oneerlik. So as jy iets van iemand anders aantuig en dis waar, dan is dit mos waar. Maar as jy iets van iemand anders aantuig en dis onwaar, dan moet jy verantwoordbaarheid gee en verantwoordelikheid vat vir wat jy gesê het. Maar om dit dan te doen agter iemand se rug, dit is oneerlik. So ek neem dat of my waardes in die situasie is, as jy iemand sleg sê, dan moet jy jou naam ons ook op die spel sit. Jy moet kan staan en sê, ek André Badenhorst aantuig jou aan van hierdie ding, en hier is my bewyse, maar dit is nie wat hulle doen nie. Het iemand julle toe gehelp in daai opsig? Hulle het ons nie gehelp nie, hulle het toe vinnig omgedraai en ons begin sleg sê rakens godsdiens en allerhande goeders. Hulle is ook van die mense wat nou aantuig dat ons by hulle gesteel het of op een of ander manier bedrog gepleeg het. En dis is wat ek sê, ons kan verantwoordelikheid vat vir wat ons doen, maar ons kan nie verantwoordelikheid vat vir wat ons nie doen nie. Ons kan verantwoordelikheid vat vir goeders wat laat is en ons kan verantwoordelikheid vat vir kommunikasieverbetering. Maar as iets laat is, kan jy ons nie aankla van bedrog nie. Ja. Dit is mos oneerlik. So, dit is my posisie op dit. Jy het dan verwys na toe jy gekyk het was die aanvanklike berig of die opskrif 60 bruide Ja. en toe daarna aangepas na 30 toe. Is nog steeds baie skommerwekkend, dink julle nie? So, as ek op sosiale media gaan byvoorbeeld en ek sien daar's 11 mense wat met 'n persoon ongelukkig is. En my raamwerk in die lewe is, ek het 4 familielede en ek het 3 beste vriende. Is 11 mense vir my verskriklik baie. So dan dink ek die hele wêreld is kwaad vir hierdie mense. Maar as ek sê nou iemand is met 250 vriende en ek sien 11 mense is kwaad met iemand anders wat 250 vriende het, dan besef ek, dis maar bloot statistieke, dat mense sal ongelukkig wees uit 250 mense uit. My posisie op dit rarig is dat die nommer van klagtes, die aantal, is nie outomaties 'n aanduiding van skuld aan ons kant nie. En uit die 250 troues wat ons gedoen het, as 30 ongelukkig is dit nommer 1 nie baie nie, en soos ek sê, dit is nie 'n aanduiding van skuld nie. Dit is hoekom as hulle aantuigings het, moet hulle die aantuigings bring. Hulle moet sê, ek is André Badenhorst en ek tuig jou aan van hierdie. As hulle verneem dat ons hulle geld skuld, soos die ander aantuiging wat gemaak is dat hierdie 30 mense nou 'n regsgeding soos besig is om dit te doen. Maak dit julle bekommerd? Dit maak ons glad nie bekommerd nie, want ons het 'n kontrak met hulle, dis baie duidelik en transparant. Ons het altyd ooreengestem op die kontrak. Nou is dit die kliënt se verantwoordelikheid om sy kant na te kom. En my posisie op dit nog altyd was, as jy verneem ek skuld jou iets, as jy verneem die kontrak is nie geldig nie, vat ons dan klein eise hof toe. As die hof besluit ek skuld jou die geld, dan betaal ek dit met liefde vir jou.
maar klein eise is verniet. So daar's nou hierdie 30 bruide wat sê hulle is besig met 'n hofsaak. Maar as hulle die bewyse gehad het en klein eise is verniet, hoekom na 250 troues en amper 'n jaar en 'n half se dienslewering is daar nog geen sulke regsaksie nie? Dit is wat ek nie verstaan nie. Die kwantum van die bedrag val ook in elk geval in die klein eise hof. So hulle gaan elkeen individueel, soos ek verstaan en ons regsadviseur vir ons gesê het, in die klein eise moet verskyn om die aantuigings teen ons te maak en ons is meer as bereid om soos pa te staan vir enige iets wat die hof dan sê ons moet doen. Maar die feit is net dat hulle regsaksie besig is om te doen is 100% onwaar. Ek wil afsluit deur te vra van julle albei se kant af 'n laaste boodskap miskien rakende hierdie spesifieke kwessie. My boodskap aan ons bruide en ook aan die publiek is, ons is aan dieselfde kant. Veral met ons bruide, ons is nie teen hulle nie en ons wil ook hulle moet teen ons wees. Ons is almal aan dieselfde kant hierso. Ons doel is om die foto's so vinnig as moontlik by hulle uit te kry en hulle wil graag dit so vinnig as moontlik hê. So al wat ons vra is dat daar nie friendly fire plaasvind nie, want ons werk dag en nag en dag en nag. Ons het nou vanoggend tot 1 uur gewerk om 'n video uit te kry. Ons kan screenshots stuur waar ons dit vanoggend 1 uur afgeloop soos vir 'n kliënt gegee het. Ons is besig om regtig hard te werk. Ons is nie besig om op ons rug te lê en ons geniet onsself en ons het 'n lekker dag nie. Ons werk regtig hard tot 'n punt wat ons kinders in die skool is. Ons babietjie, jy weet, hy sit op my of hy lê daar een kant en ons werk regtig baie hard. Al wat ons vra is, gee ons net die kans om klaar te maak en regtig goeie produk af te lewer, want ons moet nou heeltyd teruggaan op onsself verdedig en dan moet ons edit, dan moet ons onsself verdedig, dan moet ons edit, dan moet ons onsself verdedig, dan moet ons edit. Dan moet mens kos maak. So ja, al wat ons vra is, gee ons net daai kans, jy weet, om dit af te lewer, mooi af te sluit. Dit hoef nie versier te word en dit hoef nie lelik te raak nie. Ons is aan dieselfde kant. Wat van die berig nie genoem is nie, daar's een bewering wat sê dat ons tussen 8 en 10 troues elke naweek invat. So in my verslag aanrapport waarin daai bewering is, het ek in detail, soos ek gesê het, op 60 van die dae in 2025 was daar 1 troue. Op 14 was daar 2 gewees. Van die bestaan van ons besigheid af, was daar nog nie 1 dag wat 8 troues gehad het nie. En dit wil ek net sê as 'n algemene soos aanduiding van die betroubaarheid en die diepte van ondersoek wat gedoen was of althans nie gedoen was deur die verslaggewer en rapport self nie. Maar oor die algemeen wat ek dan wil sê is as jy 'n dispuut het met iemand, dit hoef nie spesifiek in hierdie situasie te wees nie. As jy 'n dispuut het met iemand, hanteer dit met hulle direk. Hanteer dit met hulle direk en nie moet hulle nie dreig nie. Moenie hulle persoonlike inligting doks op sosiale media en mense aanhits om hulle seer te maak nie. Moenie aantuigings maak wat nie waar is nie. Bly by wat waar is. As wat waar is genoeg is, dan sal dit genoeg wees. Mense het ons nie nodig om te lieg as wat jy sê so erg is nie. En aan die mense, want ek weet, dit is nie net ons nie. Ja. Dis 'n algemene ding in vandag se kultuur. Dit het ewen 'n naam. Mens noem dit name and shame culture. En die dienslewering industrie is dit 'n algemene praktyk van kliënte om dit as 'n dreigement wapen te gebruik om te sê as jy nie hierdie vir my doen nie, dan gaan ek jou naam sleg maak op Facebook. Ons het boodskappe vir ons. Ja. Ons het nou een net gekry vir ons hierso saam met jou kom sit het. Maar soos, dit is die kultuur waarin ons lewe en dan spesifiek wanneer dit kom by bruide, is dit van 'n 10 af na 100 toe opgestoot, want dit is die belangrikste dag van hulle lewe. So hulle sal uit hulle pad uit gaan om jou te dreig, hulle sal uit hulle pad uit gaan om jou sleg te maak, want hulle voel dis vir hulle so belangrik. So almal in die industrie ervaar dit. Ons verskaf nou net so baie dienste in die jaar dat dit meer sigbaar is,
Maar wat ek oor dit wil sê, is ek wil elke diensverskaffer aanmoedig om nie in te gee op die boelies nie, en om nie in te gee op die dreigemente nie, maar om op te staan teen hierdie boelies, vir hulle te sê, hierdie ding wat jy my van dreig, gaan doen dit, want dan gaan jy verkeerd wees, en ek gaan nie verkeerd wees nie. Want as ons almal opstaan teen hierdie boelies en die kultuur van nameskending in die diensindustrie, dan gaan die kliënte nie meer die mag hê om jou naam net sommer sleg te maak nie. Dan gaan dit op meriete moet wees. En dit is wat ons ook wil hê. Ons wil hê ons moet op die meriete van die saak geoordeel word. Nie oor die aantal klagtes nie, op die meriete van die saak en op die feite. Goed, dankie dat julle vanoggend hier was en ons hou hierdie saak dan verder dop, jy weet na aanleiding van daai hofsaak wat ook beplan word. Dankie julle. Goed, dit is dan al vir vandag. Baie dankie dat jy gekyk het. Hou Goeiemôre Good Morning se Facebook en YouTube platforms dop vir meer in diepte gesprekke soos hierdie. Tot volgende keer.